Het jy al ooit gewag dat iemand anders die eerste stap moet neem? Hy het my seer gemaak, daarom moet hy my bel. Sy het dit begin, sy het die argument veroorsaak, so sy moet jammer sê. Wanneer hulle gereed is om dinge reg te maak, weet hulle waar om my in die hande te kry. Jy weet, ons almal ken daai gesindheid, dalk het jy self daai gesindheid al gehad, of dalk is jy daar. En wat gebeur? So wag twee mense soms vir mekaar, terwyl die afstand tussen hulle net groter en groter word. Nou Paulus skryf ons in Romeine 12 vers 18, hier is ek een van die gunsteling verse in die Bybel, het sê, as dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Nou ek hou baie van hoe eerlik hierdie vers is. Nou Paulus sê, as dit moontlik is, so ver as van julle afhang, as dit moontlik is, lewe in vrede met mekaar. Want soms is vrede nie moontlik nie. Jy kan nie iemand dwing om met jou te praat nie. Jy kan nie iemand dwing om jou verskoning te aanvaar nie. Jy kan nie iemand anders se hart namens hulle verander nie. Want dis wat verhoudings so kompleks maak, so moeilik maak. En dan kom Paulus en hy kom voeg nog iets by, hy sê, so ver dit van julle afhang, moet ons in vrede met mekaar leef. En daar is iets waarvoor ek en jy dan verantwoordelik is. Met ander woorde, Paulus sê, jou eie woorde, jou houding, jou reaksie, jou bereidheid om jammer te sê, al die goeders is belangrik. Jou bereidheid om die eerste stap of die eerste tree te neem na versoening. Jy sien geliefde, Christelike liefde vra dis nie eerste wat moet hulle doen nie, wat moet hulle kom regmaak nie, want hulle het my mos nou te nagekom nie. Nee, dit vra, Here, wat hang van my af? Dalk moet jy jammer sê sonder om daarna te verduidelik hoekom jy eintlik reg was. Nee, ons almal ken daai tipe. Dalk is jy self daai tipe. Jy sê jammer, maar jy wil verduidelik wat hulle misverstaan het. Dalk is jy die een wat die oproep moet maak. Dalk moet jy opwag vir die ander persoon om eers uit te reik. En soms het jy al reeds daai dinge gedoen en jy het gedoen wat jy kan doen, dan gee hierdie vers vir jou en vir my ook 'n stukkie genade. Vrede beteken nie dat jy verantwoordelik is om elke gebroke verhouding alleen reg te maak nie. Daar's 'n wederwysige verantwoordelikheidsbeginsel. Jy sien geliefde, jy en ek, ons is verantwoordelik vir ons eie gehoorsaamheid en nie vir iemand anderste se reaksie nie. Ek wil dit sommer weer sê, nee. Jy is verantwoordelik vir jou eie gehoorsaamheid en nie vir iemand anderste se reaksie nie. Jesus roep my en vir jou, hy roep gelowiges om vredemakers te wees. Nie mense wat elke uitkoms kan beheer nie, maar mense wat bereid is om die weg van vrede te kies. Met ander woorde, ons maak daai keuse om te kies vir vrede. So dink vandag aan daardie verhouding wat dalk gespanne geraak het en vra die Here, is daar iets van my kant af wat ek kan anders te doen? Is daar iets wat van my kant af afhang om hierdie verhouding te herstel? Onthou, liefde wag nie altyd vir die ander persoon om eerste die stap te neem nie. Liefde baie keer vereis dat ek en jy die eerste tree moet gee. Kom ons bid saam. Vader, vandag bid ek vir daai eerste treders. Ek bid vir daai mense wat weet wat die Gees van God nou vir hulle sê, wie hulle moet bel, vir wie hulle moet om verskoning vra, vir wie hulle moet sê, hey, kan ons hierdie ding uitfigure? Ek bid vir daai eerste treders. Here, mag ons so in u genade inlê, dat ons werklik vertrou dat u vir ons die woorde, die insig, die kennis en die wysheid gaan gee, die vermoë om te arbei en te veg vir vrede, wanneer ons daai oproep maak, wanneer ons daai boodskap stuur, wanneer ons daai brief skryf, Here, wanneer ons na daai persone toe ry en hulle deurklop en sê, hey, hier's ek nou, ek wil gesels, ek wil net herstel waar ek kan herstel. So Here, kom help my en elke ander persoon om verantwoordelikheid te neem, waar ons kan verantwoordelikheid neem en waar ons moet verantwoordelikheid neem vir ons deel van die konflik of ons deel van die spanning. Daarom vra ek Here vir die genade om ons te lei in dit, vir ons te rig en te leer en te wys wat ons moet doen en hoe ons moet doen, want Here, u soek vrede bo alle dinge onder gelowiges. En ek bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek hoop hierdie oordeenking het vir jou iets beteken. As jy nog saam met ons is, los dalk vir ons 'n kommentaar. Deel dit met iemand anderste. Ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.